nou daar? Wel, ons is nou 'n week in Uganda. Sjoe, wat 'n plesier. So ek weet nie eers of dit heeltemal 'n week is nie. Dit is nou dag 58 en die 24ste Junie 2025. En ons het so 'n lekker dag gehad waar ons vreeslik baie opnames geneem het en dit gaan nou klaar ons 10 minute wees. So ons gaan sommer hier nou 'n videoetjie inbring. Ja, dit was 'n goeie 5 dae. Ons is die grens tussen Kenia en Uganda in Busia, wat veronderstel is om 'n stil grens vir ons, kry ons toe al die brandstoftrokke wat Uganda toe gaan en Rwanda toe gaan en DRC toe gaan en Suid-Sudan toe gaan deur daai grenspos. Al die pad van Kenia af. So dit is besig. Dit was deur mekaar was besig. Maar afval, ons is daar deur en ons het toe eerste plek was by die Nile River Camp, Explorers Camp, wat bekend is vir sy plek teen die Nile rivier, baie rustic, as ek 'n Engelse woord kan gebruik. Ons het besluit om daar, ons 4 aande daar geslaap, ons maar in hulle opgeslaande tente bly, wat 'n bietjie meer spasie is. Ook maar goed, het lekker gereën. En toe het ons ook in die proses bietjie gaan White River rafting. Wat is dit in Afrikaans, Aitjie? Witwater bootjiesry. Lekker wild. Bootry wat Lekker wild. Ons het lekker geswem op in die water. Maar en ag ek twee dae het ek raadsvergadering gehad, soos baie goed is op een plek te wees en net 'n bietjie 3,5 dae uit die motor te kom. En net op een plek, dit is baie goed geweest. Goed, geniet die video. Hier moet seker 100 van hierdie tanks, petrol tanks wees in Busia by die grens tussen Kenia en Uganda. Kyk net hier, so hulle staan nou al almal in die ry vir die grenspos. Ek gaan nou op die video neem, maar hulle hou aan en aan en aan. Kyk net daar. En dit is seker erg tot ver van die grenspos af. 3-4 kilo's. 3-4 kilo's. Daar sê, ons is deur die grenspos hier by Busia. Dis nou van Kenia na Uganda. En Ugandas is baie vriendelik. Nou kyk nou net agter daar so deur Errad se venster aan hierdie kant net soveel vragmotors wat in lyn wag. En okay, wat dan gaan ons gaan nou Jinja toe by die Nile rivier. So 2,5 uur se ry van hier af. Die oorsprong. Dis waar uit die Victoria meer uitkom. Ja. Maar ja, Uganda lyk maar soos die ander lande, nogal busy, né? Ja, en ek moet sê ek het nog nooit in my lewe gedink dat ek Uganda toe sal gaan nie. Dit is 'n land wat klink so dat jy nie so toe moet gaan nie. So hier is ons nou en weer eens ek sou sê die grootste persentasie vragmotors wat ons hier ook sien is petrol tankers. Hulle seker nou die lees. Hulle teruggaan en die vol is wat ons aan die ander kant gesien het. Nou ek dink dis petrol Rwanda toe, ek dink dis petrol DRC toe, dis petrol Suid-Sudan toe. Jy weet, dis al die lande is landlocked in Sentraal-Afrika, so of hulle petrol van die ander kant af kom of hierdie kant af kom, so maar dis skrikwekkend baie brandstof wat ook ons gesien het. Okay, praat later. Hi. Okay, dis ons eerste indruk van Uganda. Kan jy nou glo, daar het ons nou net 'n paar polisiemanne gesien. Wel op hierdie stadium sien ons 'n pad wat geteer is. Ja. Dorpie waar die huisies almal dieselfde gebou is. En dit lyk eintlik baie goed. Dit voel vir my meer kalm as Kenia. En
Kenia het my gevoel asof dit op 'n knife edge is. Enige ontploffing kan gebeur, of 'n goeie of 'n slegte ene. Maar hierso is dit meer tradisioneel. Dit is armer, maar meer georganiseerd en kalmer. Wel, sover. Land lyk vrugbaar, hulle maak stene, hier is rys. Ons het nou fabrikies, ek het tuisfabrikies gesien van allerhande. Making noises. This is tough. Thank you. This is easy.
2 keer, van al die rapids het ons 2 keer het ons bootjie omgekeer. Die eerste keer is ek verwag gehou dit nie. So ek het maar bubbles gehap hoor, en ek bedoel bubbles, want jy's in daai wasmasjien. Daai skuimwater. Yes. En jy weet nie waar bo is en waar onder is nie. Maar die tweede keer het die ou vir ons gesê, I don't think you're gonna make it, prepare yourself. En dan is ou dit verwag as jy amper, ja, ek het vinniger opgekom en Errol het, jy het 'n vinnige stroom daarby verby gevat. So, dit was lekker. Ek wil net een ding noem van Uganda nie. Errol het vroeger genoem dat oral is groen en vrugbaar. En dit is opmerklik. Jy kan 'n lemoen laat val en daar gaan 'n lemoenboom opkom, verseker. Aan die hartseer kant is dit verskriklik vol plastiese bottels, sakkies, alles, oral waar jy kyk. Ek weet hier waar ons nou kyk, in die dorp, buite die dorpe, dit is net baie erg. Kyk, in Tanzanië mag 'n mens nie plastiese sakkies ingeneem het nie. Maar in elk geval, dis 'n pragtige land hoor, dis groen. Ons gaan nou na alle nasionale parke aan die noord en aan die westkant ons 3 besoek. En die 3 grootes gaan ons besoek. En ek sien nog eerder na, want ek verstaan dit is nogal baie goed. Ja, wat nou voor lê is dis die kragtigste waterval in die wêreld. Ja, nie die verste nie, maar die kragtigste wat deur die poort gestoot. Die Nylrivier gaan deur die poort, ja. Ek kan nie dink, ons is langs die Nylrivier en dit is nie Egipte nie. Dit is nie Egipte nie, is dit? Ek weet nie, ons ry maar net noord. En voeter voort. Okay, wel liefde groete aan almal. Bye!